Jy luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Goeiemôre. Jy is ingeskakel op Storytyd saam Stella en jy kuier saam met my, Estel Rousseau, hier uit die hartjie uit van die Weskaap, die Parel. Man, ek hoop jy het al daardie lekker koppie koffie gehad, of teetjie, en ek hoop jy sit op 'n lekker plek. Vanoggend krap ek hier in Tanya Smit se boek rond. Terloops, die wat nie vir Tanya Smit ken nie, gaan soek hekelwoorde of hekelwoorde van my hart. Dan sal jy haar Facebook page kry. Tanya het 'n reeks boeke al uitgegee. Hierdie is die 3de enetjie, Heelword. En sy skryf oor iets wat baie na aan ons, my en Johan se harte is. Eintlik is dit nog seer. En julle sal nou verstaan hoekom. Sy praat oor Alzheimer's. Een van die dinge wat ek seker die meeste vrees is dat my geheue eendag oor 'n kraans gaan val en iewers diep onder die wasige waters gaan wegsink, ten aanskoue van almal wat vir my lief is. Dat ek tussen die rooi worsies en die gedroogde ertjies gaan verdwaal terwyl ek op pad was na die moerkoffie toe. Of dat ek eendag van die haarsalon af in 'n straat sonder naam sal eindig om my wollerige katjie van standaard 6 te gaan soek. Dis sleg om voor iemand te staan met 'n kalm gesig terwyl jou brein deur 'n bos moet hardloop om angstig daardie mense naam onder mos en nat klippe te gaan soek. Angswekkend om die straat van jou sin in jou brein te visualiseer. Maar jou mond kan nie van jou brein af na jou lippe toe loop om daardie sin te sê nie. Soos om ligkorrels onder die see deur 'n bos bamboes te gaan uitduik, deur 'n vae mis van onmoontlikheid. Die slim mense sê ek moet rustig raak. Dat dit met my gebeur omdat ek my brein se kruiwa te vol lysies en verantwoordelikhede laai. En sy dan weer inligting moet uitgooi en onnodige woorde afgooi om plek te maak vir die belangrike goed. Maar hoe kry ek my lysies en my verantwoordelikhede minder? Waar begin ek my lewe verander om die lading op my brein ligter te maak? Ek voel op die oomblik soos iemand wat 'n rugbywedstryd probeer speel met hoë skoene aan, terwyl 'n bedreigde voëlspesies hulle 6 nuwe kleintjies in 'n nes op my kop probeer uitbroei. En te midde van alles smag ek na stilte, vrede en slaap. En 'n to-do list wat in sy maai in alles afgetik is, sodat my brein kan rus. Ek wil nie eendag in die vergeet gaan woon nie. Ek wil ook nie in die nêrens ronddwaal, terwyl my rasionele denke ankers optrek om saam met die satelliete te gaan wentel nie. So, ek sal die handrem moet optrek, daardie grootte. Ek sal by die moederbord moet uitkom en dit herprogrammeer vir 'n stadiger sekondewyser. As ek net kan onthou waar dit is, dan sou ek wou. Dis hierdie tyd van die jaar. Oralste sien jy mense jaag. Laaste goedjies wat moet afgesluit word, want Desember werk min mense die volmaand. As 'n klomp goede wat moet klaar voor die kantore sluit.
Kersfees kruip nader en daar's nog 'n klomp inkopies wat gedoen moet word. Eetgoede, geskenke, regmaak vir jou liefmense. Vlugte waarop mense gaan klim, busse waarop hulle gaan ry, voertuie 'n lang pad vat en die lysies gaan aan en aan en aan. Midde hierdie alles soek en smag ons na die vrede en die rus en rustigheid van as jy nou eintlik by daai bestemming kom, nie, om dan nou tuig neer te lê en te kan ontspan. Ek het altyd agtergekom dat dit vat omtrent so 'n week in die vakansie in voordat my brein my toelaat om uiteindelik juist daardie vrede en rus en daai euforia gevoel te kry van nou is ek eintlik met vakansie. So 10 dae was altyd net te min by die see. In 2 weke net te veel. Sy skryf oor Alzheimer's en wat mense sê dit is nou. Ons het in Mei maand het ons my skoonpa gegroet en hy het dit uit die siekte gehad. Alzheimer's, dementia, wat jy dit ook al wil noem. Sy brein wou nie meer brein nie. En dis nie 'n lekker ervaring nie. Nie vir die mens wat dit oorkom nie en ook nie vir die mense om hulle nie. Want mense wil so graag hê hulle moet onthou. Op 'n konna raak 'n mens gefrustreerd want hulle bly dieselfde goede oor en oor herhaal. En daar's fases wat die mense om hulle deurgaan. Daar's eers die opstandigheid, die frustrasie en dan die opstandigheid en dan eventueel dan kom maar 'n vrede. 'n Vrede wat sê, jy, dis nou die nuwe normaal vir ons. En ons gaan hierdie mens lief hê. Maak nie saak wat nie. En ons gaan na hierdie storie nog 'n miljoen keer luister. En ons gaan elke keer smile vir hulle, asof ons dit die eerste keer hoor. Want dit is die enigste stukkie onthou wat hulle nog in hulle kop in het. En nes ons dit die eerste keer gehoor het, moet ons hulle laat voel asof ons dit 'n miljoen keer die eerste keer laat hoor. Want dis al wat hulle het om nog met ons te kommunikeer. Want dan raak haar stil word. Eventueel raak die woorde op en hulle raak stil en staar net voor hulle uit. Jy hoor net mompel, kan niks uitmaak nie. Nou en dan vloei daar traantjies. Nou en dan wil hulle net jou hand hou. En dan raak hulle nog stiller. En dan kom vat papa hulle huis toe. En dan maak hy hulle heel. Splinter net. En ons wat hier agter is, ons harte is seer want ons mis hulle. Ons soek hulle terug. Ons soek al die onthoue terug. Ons soek hulle stem terug, hulle lywe. Al die goetertjies. En dan kom daar Kersfeesse en verjaarsdae, spesiale dae en ons mis hulle, ons soek hulle daar. Koester jou onthou en jou herinneringe. Sê vir die mense om jou elke dag hoe lief jy hulle het. En as dit weird is, so be it. Sê dit vir hulle. Hou hulle vas, bid saam hulle en bid vir hulle. Wys vir mekaar hoeveel julle omgee. Moenie laat 1 sekonde verbygaan om dit te doen nie. Doen daai gebaartjie, pluk hy blommetjie vir haar. Maak hy koppie koffie vir hom. En hou daai klein ding nog 'n bietjie langer vas.
Geniet die armpies om jou nek. Want tyd staan nie stil nie. Be blessed. And always, always be that blessing too. Ons luister in die agtergrond na Cozy Guitar Room, Peaceful Winter Sun Guitar. En dis natuurlik pragtig en mooi, sagte akoestieke ambiance en koffie en jazz sound, sê YouTube. Gaan krap 'n bietjie daarso. En geniet die musiek. Mooi bly.